Jesus. Dis altyd vir my voorreg om hier by julle te bedien. Ek bedien maar nog 'n bietjie rond en dis 'n groot voorreg. Ek is volgende week weer in Christchurch in Timaru, so dankie vir julle gebede, maar dankie vir die voorreg ook wat ek altyd hier kan kom bedien. Dis regtig vir my baie 'n groot voorreg om hier te kan wees. So, baie dankie daarvoor. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons ons skulde, Here, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Liewe gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan julle geskenk van God ons Vader en ons Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek wil baie graag vandag die woord uit die Ou Testament bedien. Dit het vreeslik op my hart gelê die laaste ruk, dat daar's 'n hele tendens dat godsdiens al hoe meer selfgesentreerd word en dat ons vergeet. En hierdie lied was amazing. Hierdie lied was so pragtig, wat heilig is die Here, groot is hy, en dat ons net weer God, amper wil ek sê, sy ereplek gee. Ek wil baie graag lees uit Esegiel 36, daar vanaf vers 20. En hierdie hele gedeelte gaan oor die herstel van Israel. Dit is ook 'n profetiese gedeelte, maar ook 'n profetiese gedeelte vir die herstel as Christus kom. Hy sê in vers 20, toe hulle aankom by die nasies waarheen hulle gegaan het hulle my heilige naam ontheilig, deurdat daarvan hulle gesê is, dit is die Here se volk hierdie, maar uit sy land moes hulle pad gee. Ek wil net vinnig verduidelik, elke keer het Israel, u weet hoe Israel se ou patroon, dien die Here seën hulle ryklik, dan dwaal hulle af en God bring iets oor hulle dat hulle weer op hulle knieë moet kom, maar telkens dan is hulle in 'n vreemde land, en dan, jy moet bietjie deur die Ou Testament kyk, dan sal jy telkens sien, dan sê hierdie nasies, waar is julle God nou? En die Here sê, sy naam is deur hierdie mense se optrede ontheilig. En nou sê in vers 21, ek was begaan oor my heilige naam, wat die huis van Israel so ontheilig het onder die nasies waarheen hulle gegaan het. Daarom sê ek vir die huis van Israel, so sê my Heer, die Here, nie terwille van julle doen ek dit nie, huis van Israel, maar slegs terwille van my heilige naam, wat julle ontheilig het onder die nasies waarheen julle gegaan het. Ek sal my groot naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het. Die nasies sal besef dat ek die Here is die uitspraak van my Heer, die Here, wanneer ek myself deur julle as die heilige betoon voor hulle oë. Kan ek net telkens herhaal, as die naam Here almal in hoofletters is, dan is dit die ongelooflike, heerlike verbondsnaam van God, Jahweh. En hy gebruik dit telkens om die erns van hierdie saak te betoon. Vers 24, ek sal julle uit die nasies neem en julle bymekaar maak uit al die lande. Ek sal julle na julle grond bring. Ek sal rein water oor julle sprinkel en julle sal rein wees van al julle onreinhede en van al die afgodsbeelde sal ek julle reinig. Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. 'n Nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip
uit julle liggame verwyder en vir julle 'n hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorouers gegee het. Julle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir julle 'n God wees. Ek sal julle verlos van al die onreinhede. Ek sal na die koring roep en dit sal oorvloedig maak. Ek sal nie weer hongersnood oor julle bring nie. Ek sal die vrugte van die bome en die opbrengs van die landrye oorvloedig maak, sodat julle nie meer die bespotting oor die hongersnood deur die nasies hoef te verduur nie. Julle sal terugdink aan julle bose optrede, aan julle dade wat nie goed was nie. Dan sal julle walg, dat julle walg en van julle self oor julle sondeskuld en oor julle afstootlike dade. Nie terwille van julle doen ek dit nie. Dis die uitspraak van die Here. Dit moet vir julle duidelik wees. Wees verleë en skaam, julle oor julle optrede, huis van Israel, net tot daartoe. Hemelse God en Vader, ons het u woord gehoor, en ons kan dit nie verstaan, Here, want u woord is goddelik geïnspireer, dis deur die Gees geïnspireer. Daarom pleit ons nou, Here, dat ons sal leeg word van onsself, dat ons sal stil word. Here, al het ons dalk 'n baie besige week gehad, al is daar baie dinge op ons gedagtes, Here, bid ons net dat u nou vir ons deur die Gees sal kom stil maak, dat ons hierdie tyd sal kan afsonder, en u woord sal hoor. Spreek, Here, spreek, want u diensknegt en u diensmaagd, die wil luister. Dankie, Here. Amen. Goed, ek wil baie graag dan vandag met u deel 'n nuwe hart tot eer van die Here as 'n tema. In die eerste plek wil ek hê ons moet bietjie gaan kyk na daardie uitsprake van die Here, so duidelik wat hy sê, terwille dat hy dit alles doen terwille van sy heilige naam. In die tweede plek wil ek graag kyk dat hy vir ons sê, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. En dit is 'n pragtige gedeelte, ons sal bietjie daarna uitkyk. En in die derde plek sê hy, en ek sal my gees in julle binneste plaas, nog ook in lyn met die Pinkster, wat 'n tydjie gelede verby is, wat hy sê ook, hy sal sy gees in ons binneste gee, om ons te lei en te leer, net tot daar. So ek wil bietjie oor hierdie gedagtes met u deel. Net as 'n inleiding, en ek weet dit mag half negatief klink, maar dit is so hartseer hierdie goed wat gebeur. Ek het tog gevoel ons moet doen. Daar in 2015 is 'n boek geskryf of gepubliseer, Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. En hierdie boek is geskryf deur 'n Israeli. Dit is eintlik baie hartseer dat dit nou juis Israeli is wat dit geskryf het, Yuval Noah Harari. Hy is 'n professor by die Hebrew University of Jerusalem. En hierdie hele boek, as jy bietjie iets van Latyn weet, dan sal jy weet, homo beteken mens, né? En Deus beteken God. So, dit is vreeslik hartseer, hierdie hele boek se trant. Want hy sê dat ons het nou in die tyd gekom, en die samevatting daar sê, the premise outlines, is that during the 21st century, humanity is likely to make a significant attempt to gain immortality and God-like power. So die hele uitgangspunt van hierdie boek is dat ons leef nou in die tyd waar ons nie meer God nodig het nie, maar dat ons as mens God moet word, en soos God moet word. Dit is amper scary om dit te lees, en die boek het so half in die agtergrond verdwyn, en nou onlangs met AI wat nou op die voorgrond gekom het, het hierdie boek 'n hele omwenteling ondergaan, en het hulle amper gesê dat hierdie boek 'n profetiese boek is, oor waarheen ons op pad is, want voorheen het hulle gesê, rekenaar kan nie die mens oorneem nie, of hoor wees nie, want die mens is die een wat hom programmeer, ensovoorts. Nou sê hulle dat AI het groter as die mens geword, en dat mense begin hom aanbid, want hulle vra
alles oor hulle lewe vir AI en die antwoorde, maar dis net 'n tendens. Daar's 'n baie groter tendens van dit wat besig is om te gebeur. Ook die hartseer is dat ons weet dat die toring van, dis nie iets niets nie hoor, hierdie ding dat die mens God wil wees nie. Die toring van Babel, het die mense by mekaar gekom en gesê, kom ons bou hierdie vreeslike toring, wat tot by die hemel reik, dan sal ons soos God wees. En toe kom God en hy verwar hulle. Ons weet dat Satan, wat was Satan se sonde? Hierdie magtige engel, hierdie hoofaartsengel, hierdie engel van die lig, wat was sy sonde? Hy wou soos God wees. En daarom is hy uit die hemel gewerp. En weet jy, dis eintlik vir my so hartseer hierdie goed. Ons ervaar dit in die kerke dat die moderne tendens is die social gospel. En mense gryp dit aan. Kyk, almal van julle is okay. En ons, daai ding wat ons, julle onthou nog uit die geloof wat ons sê, ons word in sonde ontvanggebore. Nee, dis nie waar nie. Ons is almal goed, ons is goeie mense. Ons moet net goed leef en ons moet net goed doen vir mekaar. Dan gaan ons almal hemel toe, né? Yeah, right. Dis so ver van die Bybel af as wat kan kom. En dit is die teologie wat mense aanhang. Ek was so beïndruk met daai laaste lied en ek wil dit was 'n amazing lied om God te verheerlik. Iemand het ook gaan sit en navorsing gedoen. En ek bedoel ek noem dit net baie sensitief, want daar's pragtige moderne liedere. En hulle het 750 van die ouer liedere en hymns gevat. En hulle het 3 van die grootste, ek sal nie name noem nie, 3 van die grootste groepe wat deesdae musiek voortbring en publiseer ensovoorts geneem. En ek lees net die bevindinge, en hierdie man het 'n intense navorsing gedoen. Hy sê, there is a 51% increase in references to the self and less to God between the old songs and the modern ones. 'n 51% toename van die mens, waar die mens ingeplaas word in plaas van God. En die woorde wat gebruik word is me, myself and I. Hy sê ook dat sy bevinding was, there was a substantial 79.5% decline in the use of plural pronouns from old to the new. So alles waar daar nog gesê het, ons wil God aanbid, gaan dit nou oor die ek. Kan nie net hoor, ek noem dit net as 'n voorbeeld, ek wil tog nie krities wees daaroor nie, maar daar's 'n hele tendens in die teologie, in die wêreld, waar die mens voorop kom. Ons is die belangrike. Ons moet soos God wees. Rogers, toe ek sielkundige swat het dit vir my vreeslik gestamp. Rogers het al in die vorige eeu gesê, dat ons moet net daai gooitjie hier binne in ons ontdek. Dan gaan ons al ons probleme kan oplos, né? En mense, dit is scary as mense dit sê. Kom ons kom terug na die woord. Ek wil hierdie net as 'n inleiding gebruik, want hierdie woord wat hier in Jesegiel staan, is net so amazing oor die Here. So kom ons kyk in die eerste plek, as ons net weer daai kan opgooi, dat die Here wil vir ons 'n nuwe hart gee, die tema tot eer van sy naam, en dit alles ter wille van sy naam. Vers 20 en 21, jy kan maar so volg as jy die woord nog by jy oop het. Ek gebruik altyd net die skrifgedeelte en doen expository preaching, wat hulle dit noem. Vers 20 en 21 sê, die volk het onder die nasies gekom, en dan elke keer het hulle, veral die punt wat hy sterk genoem het, is afgode begin aanbid, en dit het begin sleg gaan met die Israeliete. En dan vra die ander nasies, jy moet dit baie keer gaan sien, dan sê hulle, maar waar is julle God dan nou? Hierdie sterk, magtige God, waar is hy? En die Here sê, hierdie ding het my naam skade gedoen, né? Dis soos iemand wat by 'n groot maatskappy werk en hulle doen iets regtig slegs. Wat gebeur? Daai maatskappy distansieer hulle so gou as moontlik van daai persoon, want daardie persoon verteenwoordig hulle, né? En weet jy, dis ook hartseer. Ons verteenwoordig die Here hier op aarde. En ek dink soms doen ons ook skade aan die naam. Ek bedoel dit baie positief. Jy hoor my hart net, né? Partykeer kan ons 'n ding sê of doen, ek het dit ook al gedoen, dat ons iets doen of sê wat, dan weet mense jy's 'n Christen en dan
doen ons skade aan die wonderlike naam van die Here. En nou kom die Here en hy sê radikale dinge, weet jy, ek is nou al van die 80's af, dis daarom erg, ja, wat ek al preek, en ek het die woord so lief, ek bestudeer hom elke dag. En weet jy, hierdie vers het vir my tussen die oë geslaan, toe ek hom in hierdie laasweek, die vorige week, lees en hom besef. Die Here sê in vers 22, hy sê vir Israel, ek gaan julle red. Ek gaan julle uit al hierdie goed red. En hierdie is 'n profetiese woord ook, hoor. Jy sal nou sien, hy sê dat ek gaan vir julle uit die lande terugbring en die hele herstel. Dis 'n toekomstige, 'n eskatologiese profesie hierdie. Maar hy sê hierso, ek gaan hierdie dinge doen, nie ter wille van julle nie, maar ter wille van my naam. Wow. En dan kom hy in vers 32, ek het verder afgelees tot by vers 32, en hy sê, ek wil net hê, dit moet duidelik wees, en elke keer gebruik hy sy verbondsnaam, Jahweh, hy probeer die erns van hierdie saak, hy sê, ek wil net hierdie ding beklemtoon, ek doen dit ter wille van my naam, nie ter wille van julle nie. Wow, en skielik begin ek besef, maar iewers het ons hierdie perspektief verloor van die grootheid van God. Jy weet, as die Here vir Jesaja roep, dan besef hy sy sonde voor. Dan sê ek is 'n man van onrein lippe, ek kan nie eens in God se teenwoordigheid kom nie. Want hy's heilig, heilig, heilig. In Openbaring, as die 24 ouderlinge daar sit, dan gooi hulle krone op die grond. Want hulle sê, dis nie ons nie, U is waardig. En weet die iewester, in hierdie moderne lewe, en in hierdie moderne teologie, verloor mense die begrip van die heiligheid van God en sy grootheid. Iewers het die ding omgedraai en gaan dit oor die ek. Hulle praat dat ons beleef deesdae 'n consumer religion en 'n consumer Christianity. So jy shop around, jy weet. En as die kerk nie jou behoeftes voldoen nie, en as die kerk nie genoeg vir jou doen nie, dan kry jy 'n ander kerk. Soos wat jy by 'n ander inkopiesentrum sal gaan shop. Want dit gaan oor my en my belewing en my grootheid en my ervaring. Ekskuus mense, sorry. Ek weet dis 'n gewilde teologie, maar dis nie wat die Bybel verkondig nie. God het die mens wonderlik geskape. En die mens het besluit om teen God te draai en nie God se wil te doen nie, want God het altyd die mens nog 'n vrye wil gegee. En daardeur is God se naam onteer. En hy sê, ek gaan al hierdie dinge doen, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hy doen dit, dat sy naam ook herstel sal word. Ons moet die lig wees, ons moet die naam van God uitdra, ons moet so lewe ook, dat ons God se naam groot maak en verheerlik. Ons praat van bekering en wedergeboorte, en soms kry jy ou die idee, dis jy wat dit doen, ons het niks daarmee te doen nie. God het sy eie seun gestuur, Jesus het aan die kruis gesterf, hy maak dit vir ons net moontlik, en al wat ons moet doen is dit aanvaar. Ons moet net ja sê. Alles ter wille van sy naam. Weet jy, ek was stom geslaan op 'n tyd. Ek kan maar die plek noem, want dit is 'n wonderlike getuienis toe ons in Geraldton was, in Wes-Australië. Is daar iemand in die gemeente, sy is 'n verpleegkundige, gediagnoseer met kanker. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie, maar kanker hier in die oog, hierbo in die oogbank gedeelte hier. En dit was vir haar 'n vreeslike skok, en hulle moes 'n deel van die gesig wegsny. En sy bel en sê, asseblief kan ons kom bid. En in die pastorale span
was daar interessant ook 'n verpleegkundige, 'n spesialis, dokterspesialis, 'n vrou, en ek en sy gaan om vir hierdie vrou te bid. En ons hou by die vulstasie stil om brandstof in te gooi voor ons uitry na die dame toe. En sy kom, en terwyl ek brandstof ingooi, sit sy met die woord. En sy sê, Tini, die Here het nou net vir my woord gegee. Hy het gesê, dit wat julle in my naam vra, sal ek doen, sodat die naam van my Vader verheerlik sal word. Ek sê, okay. En ons ry na die persoon toe. En ons bid vir haar, maar absoluut net. En die hele tyd haal ons hierdie vers aan en sê, Here, U het gesê, U sal genesing bring, sodat U naam verheerlik sal word. Weet jy, ek staan verslawe. En ek weet nie hoekom die Here dit baie keer doen en nie doen nie. Dit het niks met ons te doen nie. Toe sy gaan vir die operasie, toe is daar niks. Toe sy totaal genees. En daai vrou het gegaan en begin getuig oor wat die Here gedoen het, sodat sy naam verheerlik kan word. Ons gebed moet so gefokus wees dat ons die Here verheerlik. Hoekom het ek met die Onse Vader as 'n woord begin? Het jy gehoor, die hele Onse Vader is, ons Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Kan jy sien, 'n absolute verheerliking van God, dan kom ek met my behoeftes, dan kom ek met die ander, en dan tree ek verander in, en dan sluit hy weer af, want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Ek het op 'n stadium my hele gebedslewe kom verander, want ek het gevind, ek bid net vir myself, en vir my ou dingetjies. Daar's niks fout daarmee nie, maar dit moet nie die fokus wees nie, die fokus moet God se verheerliking wees. As ek lofprysing doen, doen ek dit nie omdat dit nice is, en omdat dit my goed laat voel nie. Ek doen dit omdat ek God wil verheerlik. As ek lewe, wat ek ook al doen, moet ek so lewe dat God gesien kan word. 2 Timoteus 3 vers 2 sê, in die laaste dae sal mense liefhebbers word van hulle self. Hulle sal hulle sal liefhebbers van genot ook wees, meer as liefhebbers van God. Die fokus het gedraai in hierdie tyd waarin ons lewe. En miskien moet ons net altyd seker maak dat ons dit omdraai, want dit gaan oor my koning, nie oor my nie. Ek is net die instrument. Jy onthou daai pragtige boodskap, André, ja, was dit hier, ek hoor so baie goed, maar van die erdekruik, nee, met daai kosbare skatte. Ek is net 'n erdekruik wat maklik breek. Maar die skat is die gees wat God in my gee. Dit gaan oor hom, nie oor my nie. Kom ons kom by die tweede punt. Hy sê, ter wille van my naam, ter wille van sy grootheid, sal ek vir jou 'n nuwe hart gee. Ek moet net vashak, ekskuus, ek moet terugkom. Dis so belangrik, ek moet hom hier kry. Vers 24, onder die eerste hoofietjie. En dit is so 'n belangrike profesie daai. Hy sê, ek sal julle Israel terugbring uit die nasies, en ek sal julle terugbring na julle grond toe. Daar's 'n hele paar van hierdie profesieë waar hy sê, ander plekke sê, ek sal hulle uit die noordlande terugbring. En mense, ek het dit al baie gesê, ek wil dit tog nie herhaal nie, maar ons was so bevoorreg om betrokke te wees by van dit, saam met die International Christian Embassy Jerusalem, waar die Jode in duisende in die 90er jare teruggegaan het Israel toe. Profesie wat vervul word, die Jode word weer gevestig
en hulle word weer 'n nasie in hulle eie reg. Groot deel van die herstel van God van die eindtye, maar net vir 'n oomblik daar. Nou sê ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, vers 25. Hy sê hy wil ons reinig met rein water. Hy wil ons ongeregtighede wegwas. Dis nie ek wat myself kan reinig nie. Weet jy, altyd as ek probeer om dinge reg te doen, wat gebeur? Wat sê Paulus? Die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil nie, dit staan nie by my deur, nee. En weet jy, selfs die reiniging en die heiligingsproses in my lewe is God. Dis hy wat in beheer is. Die oomblik as ons erken dat God in beheer is, verander dinge. En daarom sê ek wil jou reinig, ek wil vir jou met rein water kom was. So mooi simboliek ook van die doop, die bekeringsdoop wat 'n uiterlike teken is van iets wat innerlik in my gebeur het, 'n vernuwing wat deur God gewerk is. God wil jou kom nuut maak. God wil jou kom herstel, mense. Ons moet dit glo en ons moet dit weet. Want dit is wat hy wil doen. Ek weet u weet dit, maar ek moet dit sê. Vers 26. Sê ek wil vir jou 'n nuwe hart gee. Ek het daai mooi ou prentjie gekry, is my nogal 'n mooierige prentjie daai, waar hy die hart van klip het wat hy wil afbreek en hy wil vir jou 'n hart van vlees gee. Hy wil daai ou harde hart kom uithaal, vir jou hart van vlees gee. Toe ou Chris Barnard op die 3 Desember 1967 die eerste hartoortplanting gedoen het, was dit vreeslike wêreldgeskiedenis, Maar weet jy wat, die Here doen al vir duisende jare hartoortplantings, is dit nie wonderlik nie. Hy kom haal daai ou hart van klip uit, en hy kom gee vir ons 'n sagte hart. Dis ook interessant, ek wou dit amper nie noem nie, maar ek het my M-verhandeling, my meestersverhandeling gedoen oor Chris Barnard se boekie Leef goed, sterf goed. Is 'n radikale boekie. En ek sien die pers het hom probeer wegdruk, want in daardie tyd was dit radikaal. Die opskrif van die boekie is 'n pleidooi van 'n medikus vir eutanasia en selfmoord. Chris Barnard het opgestaan in daai boekie en gesê in daai tyd, en dit was radikaal, het hy gesê, ek is soos God. Want ek kan besluit wie lewe en wie sterwe. Nadat hy het verskeie suksesvolle hartoortplantings gedoen het. En toe sê hy, as die mens dit kan doen, moet die mens ook kan besluit wanneer jy jou lewe beëindig. En daarom het hy voorgestel dat daar sentrum sal wees waar mense kan gaan selfmoord pleeg as hulle voel hulle lewe het nie meer kwaliteit nie, want die mens kan besluit oor lewe en dood. Die pers en almal het hierdie boekie probeer wegdruk. Ek het my verhandeling daaroor gedoen en ek het heelwat vlek daaroor gekry. Maar dis hartseer dat so 'n man wat uit 'n huis kom, wat se pa een van die mees toegewydste predikante en sendelinge van ons tyd was. En hy staan op en hy sê, ek is soos God, want ek kan besluit wie lewe en wie sterwe. En daarom, ek weet dit is baie lelik, maar op 'n dag toe ek hoor hy is baie siek en dit gaan nie goed met hom nie, toe wou ek vir hom 'n briefie stuur en sê, ek dink is tyd dat jy jou boekie wat jy gepreek het begin doen. Toe dog ek nie, dis baie oneerlik. Ons moet eerder bid. Ek hoop maar hy die Here ook aangeneem voor hy gesterf het. Maar u hoor net wat ek sê. Die oomblik wanneer die mens in beheer wil kom, wat gebeur? Chaos. Wat het by die toring van Babel gebeur? Totale verwarring. Wat het met Satan gebeur toe hy teen God opgestaan het en soos God wil wees? Hy is uit die hemel gewerp. Wat gebeur as ek my onder die hand van God verneder? En ek erken hom as die koning van konings. En ek erken hom as die Here van Here. En ek sê, Here, ek is niks, ek is net daar die aardekruik. Maar U is die een wat vir my herstel. U is die een wat my lewe nuut maak. U is die een wat my kom herstel in elke opsig in my lewe. Wat is 'n hart van klip? 'n Hart van klip, as 'n mens na die Bybel in verskillende gedeeltes kyk, sê dis 'n hart wat nie empatie het nie. Dis 'n hart vol selffokus. Dis 'n hart wat nie kan vergewe nie.
Dis 'n hart wat vol hoogmoed is. Dis 'n hart wat God weerstaan en die Heilige Gees weerstaan. Dis 'n hart wat net oor die eie ek gaan. Die me, myself and I. Wat is die hart van vlees? Die hart van vlees is 'n sagte hart, wat ontvanklik is, wat vergewe, wat empatie het, wat op die naaste fokus. Die Engels sê, that is moldable, met ander woorde vormbaar deur God. In die ou dae was ek so lief om die ou liedjie te sing, doen slegs u wil, Heer, u wil met my, vorm my en maak my soos u wil. Moldable. En toe die Here my begin vorm, het ek op 'n stadium gesê, Here, ek dink is nou genoeg. Miskien gaan u op die oomblik deur 'n vormingsproses. Miskien is die Here intens met jou besig op die oomblik, om te shape, om vorm te maak. Want hy wil hê ons moet iets van sy beeld hier op aarde weergee. Wow. En daarom moet ons vir die Here gereeld vra, Here, kom van die ou hart van klip weg. Kom van daai bitterheid en daai onvergewensgesindheid en daai hardheid weg. Daai woede. En kom gee vir my daai sagte hart. Daai caring hart, daai hart wat omgee. Daai hart wat ander wil ondersteun en dra. Here, kom vat weg die ou hart van klip en maak hom sag deur u bloed. Want dis die bloed van Christus wat my kom reinig en sag maak. En in die derde plek sê hy, terwille van my naam, sal ek my gees in jou binneste plaas. Ons het nou net 'n rukkie terug Pinkster gehad, soos ek sê, en hier in vers 27 sê hy so mooi, nadat ek jou kom reinig het, nadat ek jou ou hart van klip weggevat het en vir jou 'n hart van vlees gegee het, nou wil ek my gees in jou plaas. Hoekom? Want my gees sal jou lei. Hy sê hierso, gaan kyk asseblief daar in vers 27 en van die ander verse. Hy sê, sodat jy my voorskrifte en bepalinge sal uitvoer en nakom. Sodat jy my sal volg. Sodat jy werklik dit sal doen wat ek vir jou van jou vra. En daarom plaas hy sy gees in ons binneste. In Johannes 14 sien ons waar Jesus weggaan, dan sê hy vir sy disippels, ek stuur vir julle die Heilige Gees, die Parakletos, om vir julle te kom lei, om vir julle te kom herinner aan wat ek gedoen het. Dat julle my kan volg. Want weet jy, ek bly dit sê, die oomblik as ek uit myself probeer om my lewe reg te kry, dan werk dit net nie. Die oomblik as ek sê, Here, hier is my lewe, kom vat dit. Kom shape u, want u weet baie beter as ek hoe om dit te doen. U het hierdie liggaam geskape, u sê in die Bybel, dat u het hierdie ou liggaam, hierdie klompie, wat daar in my moeder skoot was, het u geken, voor ek gebore was. Daarom kan u my kom mal, daarom kan u my kom, u ken al my swakhede. Ek ken al my ou dingetjies, wat ek met my saamdra, wat u nie verheerlik nie. Kom mal op my, kom shape my. Kom maak my soos u wil. Vers 29, ek sal jou verlos van al jou onreinheid. Ek sal daai ou vlees kom doodmaak. En dan vers 31 en 32 sê, dan sal ons besef waar ons tekort geskiet het. En hy gebruik 'n kraswoord daar. Hy sê, dan sal ek my walg oor my sonde, dan sal ek skaam wees oor, ons hoef nie meer skaam te wees nie, want Christus het ons kom reinig. Die een ding waarmee mense baie worstel, wat ons al baie oor gepraat het, is shame and guilt.
skaamte en skuldgevoelens, of gevoelens van minderwaardigheid. Die Here sê, kom maak dit nie, man. Ek kom vat dit weg. My bloed het jou kom was. Jy hoef nie meer dit te dra nie. Ek wil jou losmaak, ek wil jou vry maak, ek wil jou seën, ek wil jou bless. En dit het niks te doen met die health, wealth and prosperity gospel, wat sê as jy die Here dien, sê jy net healthy, wealthy and prosperous wees nie. Vergeet dit maar. Ek het van die mooiste kinders van die Here, mees toegewydste kinders van die Here in die Oekraïne gesien, net na die ystergordyn afgekom het. En hulle het niks gehad nie, niks. Maar hulle het 'n liefde vir Jesus gehad, wat ek nie kan bepaal nie. Miskien moet ek het tog maar noem, ek en my vrou, ons die jongste kleinkind het donderdag verjaar, en dis nou vanmiddag sy party. En ons wil net so die laaste paar goedjies kry. En ons stap deur West City Mall, en daar is so 'n nuwe area wat hulle buite, jy weet, bietjie mooi gemaak het, en ons stap so by die eetplekke verby, en daar uit by daai ding, en daar is so oop plekke, en my vrou sê, daar is so $2 tipe shop, jy weet, kom ons gaan daar in. En weet jy, daar staan 'n Asiese vrou, ek wil nie afleidings maak, ek kan nie sê van watter land sy is nie, maar, en toe ons instap, toe speel daar die mooiste, amazingste Christelike musiek. En ek sê vir we love your music. En die volgende oomblik is dit asof jy 'n lig aansteek. En sy sê, are you Christians? Ek sê, yes. Weet jy, daai vrou begin borrel, en juig, en getuig, dat ons verslag staan. En sy gee net aan die Here al die. Ek en my vrou het toe maar sommer alles vir die kind gekry wat ons kon en nie nodig gehad het ook nie. Maar u hoor wat ek sê. Want daar was 'n opregte borrel in hierdie vrou. En toe ons uitstap, toe is daar 'n hoekie met 'n Bybel wat oop lê, wat jy kan sien, sy sit in Bybelstudie. Toe sê ek, Here, dit verheerlik U naam. Dit vereer U. Ons moet so lewe, dat ons God verheerlik. En weet jy, dan kom ek terug, en hierdie stuk het my geruk. Dan sê die Here, nie in die eerste plek, doen ek hierdie dinge terwille van jou nie, of terwille van my nie, maar ek doen dit terwille van my naam. Want God se naam is heilig. Daarom sê hy, wie ook al sy naam ontheilig, sal nie ongestraf bly nie. U hoor my hart. Dit het so op my hart gelê, hierdie ding, dat ons God net weer eerste stel. Jesus kom in Johannes 12 vers 32, en hy sê, as ek verhoog word, sal ek die mense na my toe trek, as ek verhoog word. En vers 32 in Johannes 12 sê, daarmee het hy verwys, hoe danig hy sou sterf. Jesus het aan daai kruis uitgesterf, en hy is opgehef, hy is verhoog, en almal wat na hom gekyk het, is gered, en almal wat na hom toe kyk, sal gered word. En daarom is dit ook die Bybel en Jesus self wat sê, dis die simboliek, want toe Israel so gesondig het in die woestyn, en die woestyn adders het hulle gepik en hulle het gesterf, het hulle 'n stok moes neem, moes Moses 'n stok neem met 'n koperslang om, en mense wat opgekyk het daarna is gered. En so het Christus gekom, en die sonde van die wêreld op hom kom neem, sodat ons gered kan. Elkeen wat na hom opkyk, en hom aanneem, sal gered word, sal 'n nuwe hart kry, en die Gees van God sal in jou kom woon. Mag die Here dit vir ons doen. Hemelse Vader, U is so wonderlik.
U is so groot, U is so heilig, 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 Here. Dankie dat U dit alles doen ter wille van U naam. Dat U Jesus aan daai kruis laat kom sterf het, Vader. Sodat ons gered kan word, maar ter wille van U naam. Sodat U vir ons kan kom reinig en vir ons 'n hart van klip kan uithaal en 'n hart van vlees kan gee. Ek doen dit nie baie nie, maar dit lê net op my hart vandag. As daar dalk, en nou hoef nie eens iemand te wees, maar as daar dalk iemand is wat op hierdie oomblik net besef dat U dalk nog nie eers daar die eerste stap geneem het om Christus waarlik in jou hart in te nooi nie. Dan wil ek tog vir jou daai geleentheid gee. Terwyl ons met ons oë so toe sit, as daar iemand is wat net vandag die Here volkome wil innooi of 'n oorgawe wil maak aan die Here, wil jy nie net jou hand of vir 'n oomblik oplig nie? Baie dankie, baie dankie. Ek het gesien, as daar, ek kan my hand laat sak, as daar nog iemand is, moenie huiwer nie. Baie dankie. Kom ons bid net, en ek bid net saam met my, en sê net, Here Jesus, ek kom na U toe net soos wat ek is. Ek wil net opnuut my lewe aan U toewy. Of as U nog nie die Here aangeneem het nie, sê net vir hom, Here Jesus, ek het self probeer om alles reg te maak, maar ek kan nie meer nie. Ek nooi U nou in my hart. Ek vra dat U my lewe sal kom uitneem. Ek vra dat U my hart van klip sal kom uitneem en 'n hart van vlees sal kom gee. Ek vra nou dat U Gees in my sal kom plaas en my sal vul met U Gees. Dankie, Here. Dankie dat U dit doen, want U beloof dit as ons harte en ons lewens oopmaak, kom U in. U beloof dat as ons onsself hertoewy aan U, dan kom neem U alles weer oor. Laat God toe om deur Christus en die Heilige Gees jou lewe te kom nuut maak, jou te kom reinig. Laat ons God net weer God laat wees. Here, ons wil vanmôre net uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Heilig is ons koning. Heilig is die een wat vir ons gesterf het. Dankie, Here. Lei vir ons deur hierdie week, dat ons U lig sal uitstraal, en dat U naam daardeur verheerlik sal. En Here, U ken elkeen se behoeftes vandag. Kom raak aan. Here, as daar emosionele stres is, bring herstel. As daar fisiese genesing nodig is, dankie Here, dat U die groot geneesheer is. Dankie Jesus. Dankie vir U bloed. Dankie vir U teenwoordigheid. Dankie Here. Dankie Here. Amen. Kom ons sluit af met 'n baie besonderse lied. Baie dankie.